Goed julle, ek gaan net vanaand deur die lesing werk, so ek wil vir julle sê die lesing is baie wyd opgesom. Ek het net die kern goed al eintlik neergeskryf. So is genoeg goed om weet om julle op te bedien sodat julle daarom 'n goeie idee kan kry van waaroor hierdie laaste pilaar gaan, pilaar 6. So ek dink dit gaan reg wees om hierdie jaar eintlik af te sluit, want volgende week ons gaan nou 'n bietjie praat oor volgende week en dan sommer net oor die beplanning vir volgende jaar, net as gevolg van logistiese goed wat ek moet in plek kry as ons sekere besluite sou neem om dit te doen. So ek wil tyd spandeer vanaand op dit ook, so ons ek glo nie ons gaan te lank besig wees met hierdie lesing. Ek weet ook nie hoe gaan dit gewoonlik, maar kom ons kyk en dan kan ons net nou 'n bietjie na 'n paar goed gaan kyk rondom dit. So kom ons bid saam en ons vra die Here se seën en sy genade. Here, baie dankie vir u goedheid en guns. En Here, ons is aan die einde van hierdie jaar waar Desember maand nader kom en ons sien, Here, dat daar soveel dinge nou aan die gang is. Afsluitings by die kerke, Here, afsluitings in bedieninge en Here, oralster waar mense besig is om af te skaal, Here, om ook so in Desember maand net 'n rustytjie te vang. En Here, dit is so dat daar's 'n tyd in die eie disippels se lewe waar u na hulle kyk en dan sien u die moegheid en die woord sê dat mense het gekom en gegaan en daar was selfs nie 'n tyd om te eet nie. En Here, ons kan nie eens vanaand dit sê in daardie selfde formaat nie, want ons is nie daar nie, maar u was daar, waar mense dwars deur die dag en die nag na u gesoek het, Here, om bedien te word en ek wil vir u eer vandag dat ons so 'n groot God dien wat aan ons gelyk geword het, sodat hy volle medelee met ons kan hê. Here, ek wil vra dat u ons by die hand sal vat en ook vanaand sal lei deur hierdie lesing, Here, en dat u ook net so vir ons sekere inligting en kennis sal gee wat ons nodig het. Dankie Koning Jesus dat u ons Vader in die hemel is, dankie dat u ons God is, dankie dat u lewe tot in alle ewigheid. Vader, ek prys u en ek aanbid u. Sal u aan stil staan by ons, Here, dat die koninkryk laat kom. Ek vra dit in Jesus se almagtige naam. Amen. Alright, julle, hierso is Jan, kom in Jan Vriends. Welkom hoor. Goed, nou ek net terwille van Jan se gehoor, ek het nie vanaand 'n formele lesing nie, ek het gedink ek gaan die net probeer print, maar ek het nie, my printer wil nie vanaand saamgewerk het, iewers is iets, ek het gaan kyk op die formaatfout en ek wil die ding nie, jy trek hom verkeerd uit, so toe ek het gelos, ek het net die tyd gehad om verder kalendaan. Maar julle gaan my moet hoor vanaand, so beteken is dit dalk noodsaaklik om net te luister en die stil te sit en die baie skrifte wat ek nog nie uitgetik het, net die skrifte wat ek hier wil gebruik. So as die ouens nou 'n Bybel het, gaan my vanaand met help ons by daai skrif kom dat ons dit net kan lees, want anders dan gaan ek self nou my hier die voet skiet. So die wat ek uitgetik het in die begin sal nou reg wees, maar hier meer na die einde toe, sal klompskrifte wat ons graag net wil kyk na, wat ons net wil in julle harte sit. So ons is vanaand eintlik en dit werk nou eintlik lekker uit. Toe ek nou verlede week ook sien dat dit is vreeslik gereën en veral hier, dat ons is eintlik by die laaste pilaar en ons is by die aan die einde van die jaar, en dan kom ons sluit hier af en dan volgende jaar tel ons net van hier af op. En ons kyk wat die Here volgende jaar wil doen met betrekking tot hierdie groep mense en ook hierdie plek. Waar ons baie sterk gaan stilstaan na die pilare, is daar baie basic, is daar eintlik doen goed wat ons moet begin doen en wat ons moet weet. Hierdie goed het nou vir julle gegee is baie kennisgoed. Dis kopgoed, maar dan is daar handsgoed, handgoede wat 'n ou moet begin uitvoer, wat die Here vir ons gee om te doen. So wanneer ons daar by die lakbal kom wat ons wil inbou, gaan ek 'n klomp lewens vaardighede, lewens beginsels, Christelike beginsels vir ons daardeur gee, wat ons eintlik kan toepassingsgoed, wat ons moet toepas in ons lewe, waarvan een van hulle gebed is. Ek dink gebed het nie net in die kerkwêreld nie, maar in my eie lewe die afgelope tyd eintlik 'n nok gevat, teenoor waar ek was in die jare 2000, van 1999 af. Waar ek regtig die aangesig van die Here gesoek het en gesien het hoe God net eenvoudig werk in groot dinge, maar iewers te raak ou verstrengel rondom 'n klomp werke en busyness eintlik. Ek weet nie wat noem jy dit alles nie. Nou kan jy sê, hoorie, dis
jy moet dit bestuur en is noodsaaklik, maar jy weet, nou kom 'n ou by jou in die kantoor en hy sit met hierdie probleem en die ou sê vir jou, hoorie, ek het hierdie krisis kan nie meer help. Iemand kom daar aangery en hulle kom vir iets anders en sê, hoorie, so ek het 'n persoon hier in die kar. Ek het gesê, jy moet saamkom vandag, want jy moet gou met hierdie pastoor praat. Nou, daai gou werk nie gou nie. Jy weet, want in ons tipe bediening is dit nie gestruktureerd, waar ek sien 'n ou hier en dan loop ek weer, ek wil hy as 'n hart hoor, en ek wil eers uit van waar kom die ou vandaan, en dan baie keer vat hy goed tyd, en om agter die kap van die Bybel te kom, is dit nie altyd net 'n ding wat oornag gebeur nie, weet, so net dadelik gebeur nie, so mens moet mooi hoor, en dan moet ek gaan kies, hoor, wat is nou belangrik, is dit nou, weet, moet ek jou sien, moet ek dit nou nie doen nie, so, om jou dag te bestuur, binne die konteks van 'n gemeente is nie altyd maklik nie, want mense kom en mense gaan, en hulle is nie altyd geboek nie, hulle kom net met 'n behoefte in. Weet, en soos die gees van die Here werk, verlede week het ek 'n boodskap gepreek, en jy weet, en baie keer preek, dan dink jy, Here, ek hoop hierdie ouens hoor iets. Jy weet, dan na die tyd, dan kom maar mense na jou toe, dan is daar mense in trane, en dan sê hulle, hoor jy, maar vandag het die Here met my gepraat. Jy weet, in verlede week het die Here 'n vroukie wat regtig die afgelope tyd deur, sy is baie prominent, en toe gaan sy deur 'n egskeiding, en toe verloor sy eintlik haar totale waardigheid. En sy kruip weg, en sy, weet jy, sien haar nie, sy is iewers altyd besig om weg te kry. En verlede week sy boodskap, toe kom hierdie vrou agter, maar weet jy, God het my gedestin, hy het my geskep met 'n purpose, met 'n doel. En ek is nie net hier nie, ek bestaan nie net nie. En sy het so vanoggend, ek het daar getuienis gevra, gee my jou gedigte, einde van gesê, hoor, kom bring my jou getuienis, sy sê, hoor, ek kan nie, daar's nie manier dat ek dit gaan regkry nie. Toe sê ek, maar sit dit vir my op 'n voice, dan gaan ek dit so oor die klanksysteem speel. Maar toe bel sy my vanmôre vroeg, toe sê sy, hoor, ek het hierdie ding nou al 3 of 4 keer opgeneem, en is elke keer 15 minute, sê, hoor, 15 minute is te lank, dit gaan nie werk nie. Jy moet leer om daai getuienis, en ek sal daai getuienis vat, en ek gaan hom vir jou in 4 minute gee. Maar sy sit te veel detail in, verstaan jy, en dan verloor sy die krag daarvan, maar dit is 'n wonderlike kragtige getuienis. En hoe die Here met haar gewerk het uit die boodskap uit, na dit wat sy in haar lewe ervaar. Jy kan amper nie dink dat die Here die goed by mekaar uitbring nie. In daai oomblik praat die Here met haar rondom goed wat sy moet release, wat sy moet los, want solank as dit sy gaan vashou aan daai goed, solank as dit sy gaan daai gedagtes koester, daai pyn koester, en daai verlede koester, en daai nederlaag koester, solank as sy dit doen, kan sy nie loskom nie, want sy hou vas aan dit. Terwyl ek het jou nuut gemaak, jy is 'n oorwinning, is die blydskap in die Here is jou beskutting. En die oomblik toe die Here met haar praat, en sy kom agter, maar weet jy, my kind leef, wat letterlik 'n dag of 2 nadat ek gehoor het ek is swanger, was ek deur 'n persoonlike, mense het hulle my aangeval, het 'n klomp rowers haar aangeval, maar met 'n mes iets so 7 keer gesteek. En hoe dat die Here haar gedra het, in daai hele proses, en deurgedra het, en uiteindelik is daai kind gebore, en daai vrou hoor hierdie ding, voordat jou ongevormde klomp, in die moederskoot gevorm is, het ek jou geken, voordat jy gebore is, het ek jou afgesonder, nie die vrou staan, sy besef, Here, ek is vasgevang hier, maar daai dag toe hulle my roof, moes ek my handsak laat gaan, God sê vir my, sy sê, ek hoor die stem van die Here vir my sê, los jou handsak, en die oomblik toe sê hom los, toe gryp hulle dit en hulle gee pad. En sy sit in daai kerk, en sy sê, ek beleef daai oomblik so intens, toe ek daai skrif in Psalm 139 hoor. Sy sê, ek lees hom terwyl hy hom quoteer saam in my Bybel. En ek hoor dieselfde stem vir my sê, laat los. En daai vrou, in een oomblik, release die Here. So God is wonderlik, en God is getrou, en die Here wil my en jou gebruik om by mense uit te kom, met mense, en jy het nie geleerdheid nodig nie, jy het net gewilligheid nodig. Jy het net 'n hart nodig wat sal luister, en baie keer is 'n gewone mens se woorde baie meer as 'n geleerde ou se woorde, want jy het baie keer net 'n gewone ou wat die lewe saam met jou leef, wat al sekere ondervinding het, en hy sê net vir jou iets, en daai een ding wat hy vir jou sê, draai jou lewe om, en laasweek het daai woorde in daai preek, daai spesifieke woorde, daai sinnetjie, daai 3 minute wat ek stil gestaan het op daai punt, het daai vrou gelees. Sy moes daar gewees het. So, vandag as ons
weet, al maande nadat ons begin het met hierdie goed, en ek dink, as ek julle moet vra, kom ons dalk moet ons een of ander tyd bietjie so 'n oefening doen. Kom ons begin bietjie met die huis. En dan praat ons bietjie oor die groot prent, sommer net so uit die face uit. En ons kyk wat het jy geleer, wat het jy geken. En dan gaan ons bietjie oor na die bouplan toe, en ons praat daaroor. Want jy moet dit eintlik net in een sinnetjie kan sê. Want ek met ouens deel, ek het nou die dag weer met 'n man gedeel, hy het 'n dame waar my ma in hy huis of 'n versorgingseenheid bel. Ek weet jy hoe werk God? Ek kom by daai plek en ek uiteindelik sê ek okay, ek gaan my ma hiernatoe bring en ek bel die pastoor wie aan beheer is van daai huise. Hy het 3 sulke huise. En toe hy aan die ander kant optel, toe groet hy my op my naam. En ek is verbaas, weet vir waar of ken jy my, hoe weet jy wie ek is? Ek weet ek het 'n gemeentelid al so intoe gevat, maar ek het dit nie gereël nie. Christa het alles gereël, sy en Annel, so ek was nie prominent by hierdie ou betrokke nie. Weet my nommer op sy foon toe ek hom bel, toe antwoord hy my op my naam, so my nommer is op sy foon. En ek begin met hierdie ou deel en terwyl ons daar staan, praat ons oor 'n klomp goed. Hy sê, weet jy, en ek sê hoorie van waar af ken jy my? Hy sê, onthou jy pastoor Anton Pretorius? Ek sê ja, ek ken Anton goed. Hy is ons gemeente boon ons gemeente boon in Polokwane. Hy sê, ek sê my Anton was baie jare by my. Hy was baie jare op my bestuursraad. Hy sê Anton het my deur die koninkryk, het my deur 'n lêrtjie gevat sê. So deur so lêrtjie. Dis 'n koninkrykslêer. Hy sê en dit het my en my vrou se hele lewe verander. Ek sê Rudolf, is dit so lêrtjie met sulke trappietjies op. So oukie het so trek hy van die ou by die. Hy sê ja, daai goed. En hy sê ek wens ek weet waar kan ek daai goed koop? Waar kan ek dit kry? Ek sê Rudolf, die Here het my hiernatoe gestuur vandag nie net met my ma nie. Hoeveel het jy nodig? Hy sê ek soek 40 stelle. Hy sê dit kos R150. Want ek het hoofkantore gesê, ek sê maar ek het daai goed geskryf deur die genade van die Here. Ek gaan vir jou 40 stelle gee. En daai ou klim omtrent uit die kas uit. Laat die Here gee dat 'n ding wat sy leer, en hy sê vir my, hy het met 'n gemeente begin, hy het 40 mense bymekaar. En hy sê volgende jaar wil ek so graag hierdie mense deur hierdie goed wat hy sê ek het my vrou het gekrap in die huis, toe kry ek my leer net een. Toe sê ek nie waar ek jou 40 nie wissel. So kan jy sien hoe werk God, hoe werk die Here, hoe vat hy jou voetstappe na 'n rigting toe, hoe werk die Here. En julle hierdie goed wat julle het is dieselfde goed. Dis net hierdie ding se invalshoek is net bietjie anders. Kom ek gee julle nog 'n getuienis. Ek deel vir etlike maande nou al met dokter Sonja Kok oor sekere dinge. En Sonja, ek het my eerste mentorgroep op die koninkryk het ek in haar huis gehou. Maar ek het daai tyd gesien toe ons kom by module 4 waar die godheid is, toe ek gesien haar man is nie daar nie. Hy's in elk geval 'n baie stil ou en ek het gesien hy vat nie hierdie goed nie en hy's nie baie lus om daar te wees nie. En ek kyk na dit en ek sê vir myself, hoorie maar, jy weet, wat gaan nie aan en maar ons gaan toedeer dit en hanteer al hierdie goed en ten spyte van dit kom Sonja nou dag en sy begin in Hebreëus studeer. Nou julle Sonja is briljant. Ek dink jy ken vir Pierre, jy het al op 'n stadium sy jou behandel dink ek. Sy is briljant. Sy is te briljant. En sy begin in die Hebreëus en sy begin met hierdie rabbi opliek. En hierdie rabbi en sy is openlik oor haar geloof. En sy begin met hom praat oor die Christelike geloof. En die eerste ding wat hy op aanvat is julle dwaling rondom die godheid. En sy sit daar en sy kan nie antwoord nie. Maar iewers in my gesprek met haar sê sy vir my ek het hierdie rabbi gepraat en ek het hom nie los nie, ek het hom uitsort. Nou, ek weet nie as jy Sonja ken, sy is so kort terug en so bietjie geset en sy loop so vinnig en as jy moet jy sien, as sy vir jou kom, moet jy weet sy gaan vir jou kom. En ek dogter, ek kry jou jammer, sy gaan vir jou uitsort op een of ander manier. Maar van daai dag af begin ek met haar praat, net oor Christus se godheid, En dan sê altyd een of ander dingetjie, dan gaan ons aan, en ek is net so lig en die afgelope 2 weke het sy weer een of ander gesprek gehad met een of ander Joodse ou. En ek begin, ek vat die godheid in een oomblik so. Ek begin met haar praat daaroor. Ek sê, jy gaan nie reg kom, voordat jy dit nie verstaan nie. Ek praat een hele naweek met haar op WhatsApp.
En ek praat nie van 'n WhatsApp van 4 lyntjies nie. Ek praat van 'n WhatsApp wat ek skryf, wat my 20 minute vat. En dan skryf sy vir my 'n WhatsApp terug van seker 15 minute. Gelukkig gee die Here dat ek verlede week tyd het, my familie is nie hier nie, hulle is iewers terheen en ek het tyd om hierdie saak uit te sorteer. En sy kom terug met hierdie hele ou storie van, ag man, weet jy, ek sien die godheid soos, sy vra sy my, nou hoe bid jy dan? Ek sê baie maklik, ek bid tot God in die hemel, deur Christus Jesus. Sy sê, maar praat jy dan nie met die Seun nie, praat jy nie met die Heilige Gees nie? Ek sê, ek praat met God. En ek kan sien hierdie ding rekkel. En sy skryf my naderhand terug en sy sê, ag jong, ek gaan nou maar bly. Sy sê, ek kom eintlik uit die ou NG Kerk uit en hulle het my geleer, God is soos 'n kers. Hy het 'n put en hy het 'n vlam en hy die was. Ek sê nee, okay, maar sê vir my, is dit 'n drie-enige kers of is dit een kers? Ek sê, jy's 'n dokter. Die mens is drieledig, maak dit my drie-enig. En ek sien die goed slaan en vrou tussen die oë en ek gee van skrif die hele tyd. Want onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees. En ek vat hierdie goed stelselmatig en ek loop die pad. En daardie dag sal julle my niks vra nie. En ek sê nie vir julle dat ek namens, dat ek die Vader namens julle sal vra nie, maar julle sal God self vra, want hy het julle. En ek stuur hierdie goed. 10:00 daai aand, toe breek sy deur. En sy snap die godheid in een oomblik. Maar weet jy hoe gebeur dit? Sy skryf vir een of ander geestelike ou, ek weet nie wie dit is nie, of dit daai rabbi is of wie dit is nie. Skryf sy vir hom hierdie boodskap. En sy sê vir hom, hoor, hierdie pastoor sê God is een. Maar ek glo God is drie-enig. Hy begin dit so, hy sê, Sonja, hy sê, daai dominee van jou, en hy sê nie so, hy sê, Sonja, daai dominee van jou is 100% reg. En hy begin met haar praat, en hy sê vir haar, waar daai teologie vandaan kom. Toe ek het al lank af haar verduidelik in daai WhatsApp, het goed staan, as hy die datums alles daar, waar het vandaan kom. En ek het die idee, is daai rabbi, met wie sy gesit het. En hy het dan net eenvoudig, weet hy, toe sy dit sien, toe snap sy die hele ding. Sy skryf my gister 'n voice note. Sy sê, ek wil net vir jou sê, dankie. Sy sê, my man is 'n ateïs, en my seun is 'n ateïs. Sy sê, direk nadat ek tot ons hemelse Vader begin bid het deur Christus Jesus. Want sy bel en sê, daai aanskryf, sy sê, ek het nou net van my knie af opgestaan. Ek het nou tot God in die hemel gebid deur Jesus Christus. En sy sê, ek het nou tot bekering gekom. Sy sê dit net so. Ek sê, prys die Here, ek sê, ek het jou al jare terug gedoop in Jesus naam, is duidelik, ek het nie verstaan waar aan gaan nie. So, maar, sy sê, maar jy weet nie wat gebeur nie. Sy sê, ek kom gisterand by die huis en hier sit my man. En hy is besig om op sy selfoon YouTubes te luister en allerhande goed te doen, en ek hoor dit gaan die hele tyd oor hierdie Trinity leerstelling. En hy is besig om dit te ondersoek. Sy sê, die volgende oomblik kom my kind by my, en hulle het niks met mekaar gepraat of iets nie. My kind sê vir my mamma, ek wil sê, weet jy, eintlik, ek glo in al Jesus se werke. Sy sê, Hendrik, met die meeste, wat van die meeste onverklaar, sy sê, ek het iets gebid daaroor nie. Sy sê, ja, ek het baie in my lewe daaroor gebid, maar sy, ek het nie gister, nou dan, sy sê, ek het nie nou, ek sê, soms moet jy in lyn kom met God se wil en God se woord. Het God die gebede wat jy gebid het begin beantwoord. Julle, ek wil hê jy moet verstaan vandag, my en jou woorde aan iemand. Sy skryf vir my daar, sy sê, ek weet nie of jy weet wat 'n groot impak maak jou roeping op ons lewenstyl. Julle, dan besef jy het 'n purpose. Dis nie hierdie Dawid en hierdie Samson en hierdie goed wat ek vanoggend oor bedien het, hierdie major ouens wat uitstaan, die Elias. Jy sien daai hoofstuk gaan oor daai man, jy sien die krag deur hom werk, maar
dan is daar diegene, daar kan nie 'n Samson wees sonder 'n mamma en 'n pappa nie. Daar kon nie 'n Dawid wees sonder 'n mamma en pappa nie. Daar kon nooit 'n Moses gewees het sonder 'n mamma en pappa en 'n Miriam nie. As jy nie die boodskap van môre gekry het, jy kry dit maar en luister dit. God gebruik gewone mense om daai geloofsreëse daar te sit. En daai gewone mense is net so belangrik soos hy geloofsreëse. Want hy geloofsreëse sou nie daar gewees het sonder daai gewone mense. So God gebruik jou daar waar jy is en hy wil jou gebruik. So ek gee dit net vanaand vir julle dat julle verstaan, jou purpose, ons het 'n purpose, ons het 'n doel hier. God wil iets doen en hy gaan iets hier doen met of sonder enigiemand van ons, hy gaan dit doen. Ek kan kies of ek 'n deel daarvan gewees ja of nee. So kom ons klim in, ons maak vanaand klaar met hierdie pilaar, maar gaan ons aan. So ons is by die 6de pilaar, hoor wat sê Hebreërs 6 en ons het met hierdie skrif begin. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Hebreërs 6 vers 1 en 2. So julle kan dalk maar net die verse lees. Ek gaan nie die boekie vir julle gee sodra ons terugkom volgende jaar. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê. Wat is die volmaaktheid? Wat se volmaaktheid wil skryf die Hebreërs skrywer moet ek en jy na streef? Wat is daai volmaaktheid? Jesus Christus. Heiligmaking, maar die karakter van Christus, die werkinge van Christus. So met ander woorde, hier sien ons, daarom moet ons nie bly by die begin nie, maar ons moet voortgaan na die volmaaktheid sonder om weer die fondament te lê. So met ander woorde, jy kan nie elke keer die fondament lê aan mekaar nie. En dan sê hy, wat is die fondament? Ons weet dat die Bybel sê daar's geen ander fondament behalwe Christus nie. Ons het dit hanteer. Maar hier's 'n klomp fundamentele beginsels in Christendom wat ons oor die afgelope paar weke by stil gestaan het, wat begin by bekering uit die dooie werke, en van die geloof in God, en van die leer van die doop, en van die handoplegging, en van die opstanding van die dode en die ewige oordeel. So hierdie skrywer van Hebreërs, en mense weet nie wie hierdie boek geskryf nie, ja, baie ouens spekuleer, hulle sê dit is Paulus wat dit geskryf het, want daar's baie dinge wat ooreenstem met Paulus se lewe, en dit kan baie maklik wees. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, ek lees nou eendag 'n skrif en in die boek van Romeine, is hier amper in die laaste dele van Romeine, skrywe, hy sê, en ek groet julle, ek die skrywer van hierdie boek. Het julle dit al gelees? Ek die skrywer van hierdie boek. Nou julle Paulus het Romeine geskryf, maar daai ou sit daar, Paulus tolk vir hom en hy skryf die brief. En aan die einde groet Paulus almal en dan besluit hy ook, hoorie, maar ek gaan ook nou hierdie ouens groet aan hierdie selfde brief wat Paulus, en hy sê ek die skrywer van hierdie brief groet julle ook. En daar lees jy van hierdie ou en die Here gee hom eintlik eers sy naam staan in die Bybel tot in alle eeue. Dis kwaai, hè? Dis soos die koningin van Skeba, die Here sê sy sal haar geloof, dit wat sy kom doen het, sal dwars deur alle eeue verkondig word, staan in die Bybel. Haar naam, haar legacy. So, die Here sê, ek kan nie daar bly by die begin nie, maar ek moet voortgaan, en dan noem hy die 6 dinge, bekering, geloof, doop, handoplegging, opstanding uit die dode, en die ewige oordeel. Ons het stil gestaan by die opstanding uit die dode, en ek het die afgelope tyd gedink daaroor, dalk is die goed, geef julle te veel inligting. Ek gooi julle dalk toe met te veel inligting. Maar, want het maak dalk dat julle, dalk die kern goed verloor, ek weet nie, maar dis nou maar hoe dit werk. So ek kan ongelukkig, as ek goed skryf, dan dis maar die goed opkom, en dit kom net in my gees op, en dan skryf ek maar wat ek ervaar. So, as jy iewers dat jy die goed deurwerk, dan gaan jy dit eventueel ook in jou lewe begin kry en kan doen. So, die eerste of die 6de pilaar wat die skrywer van Hebreërs hier noem, handel oor die finale oordeel en die laaste van die 6 basiese leerstellings wat volgens die skrywer van Hebreërs die fundament van die Christelike leer vorm. Nou julle, as jy met 'n moslim praat, sal jy sien, en as ek nou reg kan onthou, ek het nou al goed 'n bietjie vergeet, ek dink daar's 7 pilare in die moslim geloof waarop hulle staan. En jy kan enige moslim vra, hy gaan vir jou daai 7 dinge uitlig.
Hulle skool hulle in daai 7 basic principles van die moslim, van die islam geloof, so daai persoon daai goed in sy hart kan dra. En hier kom die skrywer van Hebreërs en hy lig vir ons 6 dinge uit en hy sê vir ons, oor hierdie 6 dinge moet julle eintlik almal ken. Julle moet dit weet. So maak 'n punt daarvan en weet jy, kom ek gaan vir jou sê dat hierdie 6 goed is die basiese vraag wat jy gaan kry wanneer jy met mense deel. Mense gaan met jou praat oor bekering. Jy gaan met mense praat oor bekering. Jy gaan met mense praat oor geloof. Jy gaan met mense praat oor die doop. Jy gaan met mense praat oor die handoplegging, met oor die uitstorting van die Heilige Gees, die krag van die handoplegging, die gawes wat moet werk. En jy gaan met mense praat oor die wederkoms van Christus. In die afgelope tyd het ons nou gesien hoe daai ding hoogtepunt hoe sê hulle nou geseëvier het. En dan jou laaste een is die ewige oordeel. Wat beteken die ewige oordeel? Nou julle, daar's baie inligting op hierdie goed, as mens nou regtig in die Bybel gaan kyk en jy gaan diep op hierdie goed in, daar's baie diep leringe rondom dit, en ek gaan vir jou 'n paar basiese goed gee wat jy eintlik maar net moet weet rondom die ewige oordeel. Okay? So kom ons kyk na wat behels die ewige oordeel van God, die laaste basiese leerstelling. Die betekenis van die woord ewige oordeel. So wat beteken dit? Die woord ewige oordeel wys op God se finale uitspraak oor elke mens se lewe. Daar gaan 'n dag aanbreek waar die ewige oordeel van God oor elke mens uitgespreek gaan word. En daar's verskillende fasette in hierdie proses wat ek en jy ook vanaand moet verstaan, en ek gaan dit vanaand met julle raak. So, dit is die finale uitspraak wat God gaan gee oor elke mens se lewe. 'n Oordeel wat onveranderlik en vir ewig sal geld. Julle, dit is skrikwekkende woorde. Met ander woorde, 'n oordeel of 'n vonnis wat oor vir elkeen sal geld en 'n ewigdurende effek gaan hê. Jy gaan dit nie kan herroep nie. Want onthou, wat is die begin van die woord? Wat God spreek, kan God nie herroep nie. Okay. So dit gaan 'n ewige oordeel wees wat onherroepelik gaan wees. Dit is nie 'n tydelike dissipline of 'n tigtiging nie, soos ek en jy ken wanneer ons kinders tigtig nie. So dis nie 'n tydelike dissipline nie, dis nie 'n tydelike tigtiging nie, maar die uiteindelike beslissing oor die ewige bestemming van elke siel. Nou julle, ons moet verstaan vanaand dat daar is net 2 bestemminge. Weet julle hoeveel mense oor die jare wat ek in die bediening is, het al hierdie stelling teenoor my gemaak? Dat julle sê God is 'n liefdevolle God. Nou is daar 2 dinge wat ek nie verstaan van julle liefdevolle God nie. Dis nou wat hulle sê. Hoe kan 'n liefdevolle God sy seun gee dat hy deur daai marteling moet gaan wat julle sê hy gegaan het? Dis die eerste wat hulle op argumenteer. En dan die tweede ding is wat hulle vir jou op argumenteer is, as God dan so 'n liefdevolle God is, hoe sal hy mense in die hel gooi? Nou ek kan nie vir julle sê oor hoeveel begrafnisse of by hoeveel begrafnisse ek al hierdie stelling wat ek nou vir julle gemaak het, gegee het nie. En elke liewe keer wat ek dit doen, want ek doen dit moeswillig, dan sien ek die oomblik as ek dit sê, dan lyk dit of wat julle gehoor wakker word. Want jy weet, jy sit nou daar met ou apostels, en jy sit met gereformeerdes en hervormers, en jy weet nie wat se geestelike kulture is daar allemaal nie. Party is moeg, party is absoluut uit, hulle wil nie eintlik, hulle is nou maar net daar ter wille van die begrafnis, maar jy moet nou 'n boodskap preek om daai ouens dit te bereik. Dan sê ek, weet jy verkeerd, dan sê ek vir daai ouens, weet julle verkeerd mense al vir my gesê, as God al so 'n liefdevolle God is, hoe sit hy mense in die hel? Want jy weet, ek weet nie of jy weet nie, gaan loop 'n bietjie deur die begrafplaas. Dan kyk jy bietjie op die grafstene. Daar's niemand wat help toe gaan nie. Almal is heilig. Ja. Heilige is ons is die sonders.
as jy die begrafplaas loop, hulle almal is op pad hemel toe, hoor. Of hulle staan daar. Okay? Dit maak nie saak by nie. My pa het 'n broer gehad, hy was baie uitgesproke en hy was ongered soos 'n klip. En hy het op 'n begrafnis het ons eendag bygewoon van een van sy neefs en toe die dominee al hierdie mooi goed oor hy ou staan te vlieg hy op te sê, "Ag dominee, jy praat sommer KAK." Net so in die kerk. En almal skrik hulle dood. Hoe kan jy die ou dit nou sê? Hy sê, "Dominee, het jy die ou geken wat jy nou oor praat?" Hy sê, "Want daai wat jy nou oor praat ken ek nie." Maar ek het groot geword met hom. Want die goed wat jy nou sê is nie hy nie. En hy draai om en hy loop uit. En dan sê jy met jou lewe so leef, dat die bloed nie hoef te leef met jou begrafnis nie. Ja. Nee, dis waar. Hy kroop binne in die kerk en hy vlieg op en hy vat sommer daai dood. Ek dink 'n arme dominee, weet ek is nou nog te klein om agter te kom wat reg gebeur, maar ek onthou net hoe hy net eenvoudig hierdie ou sê, "Hoor jy sop te my." En éventueel ek raai ou begrawe. En die laaste dae van sy lewe het hy toenadering tot God gesoek. En ek het nog gedeel met hom gepraat en hy het die boodskappe geluister en ek het gesien iets gebeur in sy lewe. Hy het tot 'n nuwe lidmaatskapklas by my gemeente bygewoon. En toe maak eiwers wat die klas aanbied vir hom sê, "Hoor hierso, julle moet net weet, ons wil net julle persoonlike besonderhede, ek wil net vir ons hierdie register en dat ons julle net kan geregistreer kry op die stelsel." Toe sê hy, "Nee, ek gaan nie my naam opskryf nie, want ek is 'n swerwende lidmaat. Ek kom en ek gaan." Toe sê ek, "Hoorie maar boetie, sy sê hulle het hom altyd boetie genoem. Swerf maar so lank as jy wil, kom jy by God uit." Okay, hou net op swerf in die wêreld. So daar's 'n oordeel wat oor elke mens gespreek gaan word, julle. En daai bestemming is 'n ewige bestemming. Dan sê ek vir daai mense in daai begrafnis, hoor hierso, het jy geweet God sit niemand in die hemel, in die hel. Ek sê, het jy geweet God stuur niemand hel nie. Dan onmiddellik dan sien hy daai ore flapper, daai oë gaan groot oop en nou is hulle reg vir 'n fight. Want hoe kan ek nou so stelling maak? Glo ek dan nou nie in die hel nie? Of hoe kan ek nou van die kansel af so stel? Sê ek, nee, julle het my reg gehoor. God sit niemand in die hel nie. Dus ek kom ek verduidelik het vir jou. Dan lees ek vir hulle hierdie skrif. Daniël 12 vers 2 tot 3. En baie van die wat ontslaap het in die stof van die aarde sal ontwaak, opstaan. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Daniël 2 vers 2 en 3. Wat gebeur hier? Hoekom sê ek God sit niemand in die hemel nie? Elke mens wat hel toe gaan hel toe omdat hy self kies om hel toe te gaan. Want hy verwerp die verlossingsplan. Hy verwerp Christus se werk oor sy lewe. Hy verwerp God se liefde oor sy lewe. Okay? So met ander hier sien ons dat God sit nie 'n ou in die hel nie. Die hel is daar en die hemel is daar. Ek hou jou die weg van die lewe voor en die weg van die dood, maar kies tog net die weg van die lewe. Die Here sê daar's twee wie, hy sê daar's twee poorte. Daar's die nou poort en daar's die wye poort, maar dan gee jou die antwoord en hy sê, moet asseblief nie die wye poort kies nie, kies net die nou poort. Want hy sê, want breed is die weg wat na die verderf lei, maar smal is die pad wat na die ewige lewe lei. Jy moet kies deur watter poort jy in gaan stap. Jy moet kies op watter weg jy gaan wandel, julle. Jare terug het 'n skoolpel van my se broer, hy het 'n baie groot besigheid in Pretoria gehad in die insleepwêreld en maar was 'n goddelose, roekelose polisieman. Hy het gevloek soos 'n matroos en jy kon nie in sy omgewing leef nie. Alles het gegaan oor geld en jy het eintlik as jy naby hom kom dan voel jy daai bitterheid van hierdie
mammongees en hierdie absolute verval binne in die wêreld. Hy was jonk, seker vroeg in sy 30's of laat in sy 30's toe, ry hy, ek praat van die kwaaiste sportvoertuie wat jy kry, toe ry hy 39 Porsche. En hy gaan oor hierdie nek. En toe hy oor hierdie nek gaan, verloor hy beheer. En hy kar tol in die pad, en hy slaan met daai Porsche 'n lamppaal op die enjin agter, hy goed sy enjin sit agter. En hy was 'n groot ou, hy was groter as hy is so groot, hy is groter as hy. Die impak van daai ongeluk was so geweldig, dat hy die sitplek afgebreek het, sy leuning. Leuning het agter toe geval, hy het uitgeskuif, heeltemal uit die veiligheidsgordel uit, agter deur die venster. En daar waar hy deur is hy dak van daai Porsche, het hy letterlik so gebuig, waar hy deur is, sy nek gebreek. Hy het gelewe, hy het vir maande in sulke stitte geloop, sulke eisters hier om sy nek. Nie geluister nie. Ek wonder hoe lank dit daarna was, toe ek is dood, vir ongeluk. Julle, God praat, hy gee kans, hy deel met ons. Nou ek wil nie vir jou sê, ek kan nie nou dit gaan sê nie, want ek wil nie dit oordeel nie. Want ek mag dit nie doen nie. Maar wat ek ervaar het net is hierdie afvalligheid van mense. Van die liefde van God af. So, God vat nie 'n ou en hy besluit oor die oukie nie, Henry, jy gaan nou soontoe, jy gaan nou soontoe. Laat julle in die tou staan sê, jy 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3. Hy doen dit. Jy kies. Maar wat is God se wil vir ons lewens? Dat almal van ons die ewige lewe sal erf, saam met hom. Nou kom Daniël en hy sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe. Wat beteken sommige? Party sal opstaan tot die ewige lewe, en die ander, sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. So kan jy sien, hier is die twee destinies. Dis die twee bestemmings. Vir ewig in God se vrede, of vir ewig weg van God se vrede af. En al wat dit die onderskeid tref, is die woord bekering. Want wat beteken bekering? Geef my 'n bietjie die Griekse woord vir bekering. Wat beteken dit in gewone Afrikaans, daai woord wat jy nou gegee? To change your mind. Jy het so denkrigting. Nou verander jy en jy begin anders dink. Jy draai 'n 180 grade om iets soontoe geloop. Want voordat jy kan ander kant toe loop, moet jy 'n kognitiewe besluit neem. Anders gaan jy oor jou eie voete val. Okay. So jy moet by elke ou besluit self. Dis hoekom een van die pilaar, die heel eerste pilaar is, voordat jy enige Christelike pilaar ooit in jou lewe kan snap, moet jy verstaan, jy moet draai. Nou vir jare terug was daar mos so een of ander, dit is 'n ou wat films gemaak het, wat is sy naam, ou, wat is daai ou genaamd, hy is Draai op Braai. Het jy al sy prediking gehoor? Hy was 'n evangelis geweest, maar hy het flieks gemaak. Hy was 'n so Afrikaanse, hy het gepreek, draai of braai, dit was sy tema. En dan oral waar hy kom, dan preek hy, draai of braai. En dan sê hy, as jy nie gaan draai nie, gaan jy braai. So, die ouens het altyd daarmee gespot, as hulle oor hom praat, dan sê hulle draai of braai. Okay, want hy het vir hulle reg gesê, jy moet kies, waar wil jy gaan? So jy moet draai, anders gaan jy braai. Hier vind ons een van die belofte van die opstanding uit die dode. Let op, in Daniël sê, hulle sal opstaan, hulle sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, hulle sal, die woord ontwaak beteken jy gaan opstaan tot die ewige lewe, ander tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Dit is 'n belofte van die opstanding uit die dood, jy reeds in Daniël se lewe. Let egter op die feit dat almal sal opstaan uit die dode uit. En dis 'n belangrike beginsel. Met ander woorde, die opstanding uit die dood is nie net die regverdiges nie. Want hy sê hulle gaan opstaan uit die dood, sommige tot die ewige lewe, ander tot die ewige oordeel, vir ewig afgryslik.
So wat gaan gebeur met alle mense? Jy gaan weer wakker word. Jy gaan weer opstaan. Okay. En dit wat ons met die vorige boodskap tuis gebring het, die opstanding is ons hoop. Want julle, wat se hoop sou ons hê? Hoekom sal ek God wil dien as daar nie opstanding uit die doodheid is nie? Dis my jou beloning, dis ons finale beloning. Dood, waar is jou oorwinning? Doodryk, waar is jou pestilensie? So dit is ons hoop. Terwyl ander sal opstaan tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik, omdat hulle bestemming weg van God sal wees. Dan sien ons in vers 2 dat die regverdiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot geregtigheid en geloof gelei het, soos die sterre van die hemel. Julle nou, daar's 'n belofte vir elke persoon wat iemand anders by die Here uitbring. Jy gaan skyn soos 'n ster. Is daar nie een plek waar die Here Jesus sê, ek het die Satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val nie? So met ander woorde, hy vergelyk dit ook met sterre. En hier sien jy dat die Bybel sê dat elkeen wat mense tot geregtigheid lei, sal skyn soos 'n ster. Nou julle, ons weet mos nou hoe mooi 'n ster, veral as dit nou op 'n plek is waar daar nou min lig is en jy kan, soos in die Kalahari of in die Bosveld of daar in die woestyn, in die Namib-woestyn, dan sien jy die Melkweg wat jy in ander plekke nie eintlik eers weer sien nie, want dis te veel ander lig. Laasgenoemde spreek van 'n verheerlikte liggaam en die beloning van die wat sal ontvang wat hulle lewe in geloof aan God sal gee, of aan God gegee het toe hulle op aarde geleef het. Jy het net een kans. Nou, wie van julle dink 'n bietjie terug aan 'n begrafnisblaadjie? Wie van julle, wat staan aan die buitekant van 'n begrafnisblaadjie altyd? Gebore, sterwe. Ja. As baie keer 'n foto op van die persoon. Van die persoon. Okay, nou wat sê jy staan daar nog? Die dag wat jy gebore is, die dag wat jy sterwe. Okay. Is dit so, praat sy nou waar, dat julle het al gesien, daar op die begrafnis se buiteblad is daar 'n geboortedatum en daar's 'n sterftedatum. Maar kom ek sê vir jou iets. Nog die geboortedatum, nog die sterftedatum is van enige waarde. Daai stupid streepie tussen die twee datums is betekenisvol. Ons kyk, wow, 90 jaar oud. Jo, hierdie kind was net 23 jaar oud. Shame. Dis nie wat tel nie. Wat tel is, wat het jy met hy streepie gemaak? Tussen die dag van jou geboorte en die dag van jou sterfte. Want dis die tyd wat God jou gegee het om sy koninkryk op aarde uit te bou. Dis jou era. So kan ek terugkyk vandag en sê, op my streepie kan ek getuig dat God het my daar gebruik, God het my daar gelei. Het ek getuienis om te bring van wat God in my, of het daai streepie getuig van wêreldse gesindhede, dit spreek van sonde en ongeregtigheid en al die dinge wat in ons lewens gebeur, of praat dit van 'n lewe van heiligmaking, waar ek oorgegee was aan die Here, met hierdie hoop dat my lewe iemand anders positief sou beïnvloed het, of in geregtigheid sou beïnvloed het. En julle, dit is waar by ons moet uitkom. Almal van ons worry oor die einddatum. Maar goed, maak nie eintlik saak nie. My ma se einddatum, as ek haar daar by die hospitaal inboek en hulle vat haar datum en sê hulle, hoor jy, maar sy is ouer as 'n mens. Want sy is nou 93. Nou hoor ek al ander ouers, ek praat nou met Lawrence Rickert van Riekstown, hy sê ja, hy sê my ma is 92 en sy bestuur nog 'n eie kar. Maar ons het ook al gesê, jy mag net in Pretoria Noord ry, jy mag nêrens verder ry nie. Want hulle sien, sy begin nou droog maak. So kan jy sien, party mense het net hierdie voorreg om so gesond te wees, en dan ander mense sterf vroeg, en hulle het nie daai voorreg nie, maar ek het al mense gekry wat baie oud in hulle lewe geword het, maar het nog nooit God gedien nie. Wat baal hy lewe? Dis 'n void. Dis 'n sinnelose bestaan. Jy kan die kwaaiste besigheid opgebou het in daai streepie tyd. En as jy weggaan, wat sê Salomo? Hy huil daaroor en sê hy, jy het hierdie goed bymekaar gemaak en
Hy sê dan kom 'n ander persoon wat niks daaroor worry nie en dan gee daai goed uit en hy mors jou geld. Want jy's op pad. En glo my vry, daai ventersleepwa werk nie. Ek het nog nooit 'n ventersleepwa agter 'n lijkswa gesien ry nie, behalwe as daar 'n lijk in is. Jy vat nie daai juwele saam nie. Jy vat nie daai kreerhande saam nie. Wie gaan vertel my gister 'n ou in Italië het een of ander swembad gegrou by sy huis en toe hulle hierdie gat grou, toe grou hulle een of ander skat binnekant die ding raak met ek weet nie hoeveel miljoene rande se goud binne in daai kus of in daai houer wat daar was nie en skielik is hierdie ou skat ryk uit hierdie daai swembad kos hom niks. So. Hoekom het dit agtergebly? Wie sin was dit? Waar is die ou wie sin dit was? Lankal dan. Maar hulle het mekaar gemaak. Julle sit nie maar op ons ook is nie. Dis kom Paulus sê ek wil niks onder julle weet behalwe Jesus is gekruisigde nie. Hy sê vir my is die lewe Christus en om te sterwe wins. Hy maak 'n radikale stelling op 'n plek. Hy sê en hy kyk na Israel en hulle ongeloof en hy's jammer vir die mense wat nie wil luister en God nie wil aanneem nie en dan maar sê as ek maar kon kies sou ek kies om hier uit te woon en by Christus in te woon. Wat sê hy daarmee? As ek kon kies, Here vat my nou. Dan maak hy 'n stelling en sê hy maar ter wille van julle kies ek om hier te bly in die hoop dat ek iemand van julle nog met die boodskap van Jesus kan bereik. Waarvoor het hy gelewe? Hoeveel keer het hy geslaan met 'n kats, doodgegooi met klippe, wat hulle gedink het hy is dood, en dan bid die heiliges om hom en word hy weer lewendig, lyk dit vir my. Dan sleep hulle hom uit tot buitekant die stad. Hulle vereer hom en dink hy's Jupiter of een van hierdie gode en dan val hy sê nee asseblief. Ek is net soos een van julle, ek is hier om hierdie God te verkondig wat hierdie Jupiter oorwin. Die krag wat in Paulus was, maar hoe het hy daar uitgekom met sy lewe gegee vir die ewige lewe? Want dit is wat ek en jy moet nou eintlik waarvoor ons moet lewe. Want hoe meer ek hierin sit, hoe meer gaan ek aan die ander kant kry. Want dit is die realiteit van hierdie boodskap wat ek vanaand vir julle bring. Gelowiges wat voor, so die Bybel onderskei tussen verskillende oordeele, maar die ewige oordeel fokus op twee groepe mense. So, verstaan dit vanaand. Die eerste groep is, dit fokus op die gelowige mense. Die woord ewige oordeel klink op ons verdoemis. Maar dis nie wat hier staan nie. Die woord ewige oordeel, wat beteken dit? Hy sê, die gelowiges wat voor die regterstoel van Christus sal verskyn, om belonings te ontvang vir hulle werke. Ek dink julle daai video gekyk van Bruce. Ons sal dit 'n bietjie kyk miskien volgende jaar. Ek het dit eintlik saamgebring en dit vanaand opwys, maar ek het dit gelos. En nie om verdoem te word nie. So met ander die gelowige se oordeel is voor die regterstoel van Christus, nie om jou te verdoem nie, maar om jou te beloon. Waarvoor moet jy beloon word? Vir dit wat jy in hierdie lewe vir Christus gedoen het, vir God verwerk het. Jou werke kan jou nie red nie, maar jy gaan beloon word vir jou werke. Eendag, wanneer jy gered is. Is julle by my daar? So dit help jou nie, ek lag gister kom daar oor hy kankerpasiënt en ek bid vir hom, daar so 'n ander mannetjie wat nou vir die hek kom oopmaak, maar ek kan sien die ouetjie weet nie of hy heeltemal old there is nie. Hy weet toe ek oopmaak, ek kan sien hy het groot geword in die kerk en hy sê vir my, hy sê hallo pastoor, hy sê ja, hy sê as jy hier inkom jy som al die duiwels bestraf. Hy sê want ek is gedoop en hy sê ek sien nie so goed wat nie reg is nie. Ek dink my vriend as jy gedoop is sê dit nie vir jou jy het nou onderskeiding van gees nie, maar in elk geval as jy so ding is dit okay. En terwyl ek vir die persoon bid wat baie jare en wat ek vir baie jare al ken, toe ek vir hom klaar gebid het, dus staan die ou ook daar en hy hou sy hand, dit is vreeslik liefdevolle ou. En hy hou hierdie pasiënt se hand vas, ou Willie se hand vas en hy bid saam en hy's net daar. En toe ek klaar gebid is, hy sê vir my pastoor, maar gaan jy nie die kruis maak nie?
nou nodig om 'n lesing. Hy het nie nou nodig om 'n lesing oor Rooms-Katoliekisme te wat oor Rooms-Katolieke te hoor nie. Hy kort regtig die Here se hulp. Ek sê van hoor hierso. Ek sê ek het nie daai teken nodig om hierdie ou te genees nie. Ek sê ek het die naam van Jesus nodig, want alles wat jy in my naam vra, dit sal jy ontvang. Hy sê maar die bloed. Ek sê nie, daar is jy reg. Ek sê daai gedeelte weet ek nou nie van nie, want daai prys is betaal. Maar die bloed weet ek van. Ek sê daarom het ek gebid, Here, in U naam, want sy naam se koppel aan sy bloed. Wees U genadig oor al twee die mense wat hier langs mekaar lê, wat eintlik 'n doodsvonnis oor hulle lewe het van hierdie krankheid. So kan jy sien die goed wat in mense se harte is. Jy moet bid, dan moet jy nou eens die teken van die Rooms-Katolieke wys as jy nou okay. Nee, jy het nie nodig, jy het Jesus se naam nodig. Jare terug is daar 'n mannetjie wat daar in die kerk manifesteer soos 'n Satan, hy's 'n Satan-aanbidder, ek het nie geweet nie. En hy val op die grond neer en hy begin seil soos 'n slang en hy maak soos 'n slang. En die volgende oomblik begin sy neus bloei en hy pomp bloed so ver soos hy gaan terwyl hy seil soos 'n slang. En al die gemeentelede skrikkel oor 'n mik en die ouderlinge storm vorentoe en baie ouens gryp 'n Bybel en sit dit op sy kop en ander ouens sit dit op sy bors en hulle doen alles. En ek staan net hier en ek kyk en ek dink, Here, wat doen al hierdie ouens nou? Ek is net in die bediening, Here. Ek is 3 maande in die bediening. En die manifesteer die demoon. En ek hoor die woord van die Here sê, dryf die duiwels uit in my naam. Bid vir die ou in Jesus naam en die aksie hou op. Maar terwyl ek my hand op hom lê, toe hy nou regop kom en hy sit reg en ek my hand op sy kop sit, wil ek nie hom vat nie. Toe voel ek die krag van die duisternis. My hele arms lam maak tot by my gewrigte, maar dit kom nie verder nie. Soos hy weerstand gee. So, die duiwel is oor ons. En hy werk soos hy wil, en hy manifesteer wanneer hy wil. En ek en jy moet verstaan, ek het 'n naam wat my nie net gered het nie, maar wat my beloon met 'n ewige bestaan saam met hom. So ek en jy gaan voor daai regterstoel staan. En weet jy, ek het al so baie, daar's 'n skrif in Openbaring wat sê hulle sal vir 'n halfuur lank huil in die hemel. Ek dink dit is 'n halfuur lank. Is dit so? Ja, 'n halfuur lank. Ek glo nie ek het ooit in my lewe iemand gehoor preek oor 'n halfuur nie. Maar ek gaan vir jou sê wat dit is. Ek het baie mense al gehoor, predikers wat op die kanslaer sê, ja, jy gaan jy letterlik huil oor al jou sonde en die dinge wat jy verkeerd gedoen het. Nee, hy sê jou sonde is verwyder soos die ooste van die weste. Dit kan nie so wees nie. Weet jy waar gaan jy huil? Jy gaan voor hom staan. Dan gaan hy die boek oopmaak. En hy gaan vir jou sê, Henry, onthou jy daai dag? En daai datum? Het jy in jou kar gery in Voortrekkerweg af en daar het 'n krepelman langs die pad geloop en ek het vir jou gesê, gaan bid vir daai man. En jy het in jou kar gesit en jy het geween oor sy toestand, maar jy het nie omgedraai om hom te gaan bid nie. Ek wou hom genees. En jy het nie gegaan nie. Weet jy, sien jy hierdie huisgesin wat gebroke is? Ek het jou daai dag gestuur om met hulle te gaan deel. En jy het te veel ander goed gehad, jy het dit nie gedoen nie. Ek wou gehad het jy moet met daai man in die hospitaal gaan deel oor sy ewige lewe en hy het gesterwe voordat jy by hom uitgekom het, want jy het te veel ander goed gehad, gehoor prioriteite as wat ek vir jou gesê het. En in daai dag gaan God jou hele lewe by jou laat verbyspeel. Hoekom sê ek dit? Want wat sê Jeremia 29 vers 11 vers 29? My gedagtes oor julle is goeie gedagtes. So God se gedagtes is nie ons gedagtes nie. God het 'n plan vir jou lewe, dis wat ek die afgelope 3 weke bedien het. En wat is daai plan? Waar jy daai plan gaan mis, moet God 'n substitute gebruik. Hy moet iemand anders gebruik om daai doel te vervul. Ek was saam met 'n man in die bediening wat 'n groot visie gehad het vir die kerk en hy het deur 'n egskeiding gegaan en daarna het sy lewe eintlik uitmekaar uitgeval en ek het letterlik daai plek oorgeneem. Ek het baie daaraan gedink, ek het sy visie geërf.
En daai man het nooit gestabiliseer ooit weer in die bediening na dit nie. So kan jy sien, ek dink jy gaan eendag in die hemel kom. En dan gaan jy kyk, daai vriendin, daai vriend, daai kollega, daai persoon, daai geleentheid, dit, daai wonderwerk moes jy gedoen het, dit moes jy, maar jy het nie, net eenvoudig, omdat jy nie na my stem geluister. En as jy gaan sien wat God eintlik vir jou beplan het, dan gaan jy hom. Nie net hierdie ou goedjies wat ons gedoen het nie, daar's baie meer as dit. Want sy gedagtes oor ons is goeie gedagtes. Dis meer as wat ek en jy kan dink en wat ons kan glo. Daar is dan geen, hoor wat sê hy hierso, in 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die reg, Paulus praat met die gemeente in Korinte. Want ons moet almal, so met wie praat hy? Met die kerk. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elke een kan ontvang wat hy deur die, hoor nou mooi, wat hy deur die wat? Die liggaam verrig het. So elkeen moet voor die regterstoel van Christus gaan staan, om te ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het. So kan jy sien, nie kom die werke in. Of dit goed is, en of dit kwaad is. So God gaan elke gelowige, elke kind van die Here sal voor die regterstoel gaan staan, en die Here gaan vir jou wys, wat was die dinge waarin jy in ongeregtigheid geleef het, en wat is die dinge waar jy in geregtigheid geleef het. En hy gaan daai skeiding maak, om dit vir jou te wys. Daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is, nie Romeine 8 vers 1. Vir die wat nie na die vlees gewandel het nie, maar na die Gees. So wanneer is daar nie veroordeling nie? Wanneer ek en jy leer om nie na die vlees te lewe nie, maar na die Gees. Onthou julle daar reg in die begin toe ons oor bekering gepraat het, gesê dis soos 'n toebroodjie. Die mens is drieledig. Hy is 'n gees. Dis die een kant van die broodjie. Hy het 'n siel, dis die ander kant van die broodjie. Nee, hy is 'n gees en hy het 'n liggaam, dis die ander kant, en in die twee is jou sielsdimensie. As jy 'n peanut butter en 'n konfytbroodjie eet, weet jy dit al ooit gedoen, baie mense eet dit mos nou nie, ons het 'n grant vir dit. En jy plak hy twee op mekaar. En jy vat hy twee broodjies en jy trek hom af. Wat gebeur? Party konfyt gaan die kant toe en party konfyt en peanut butter gaan daai kant toe, né? Okay? So jou sielsdimensie is jou denke. Dis in die middel. So wanneer God met ons werk, wanneer God met ons praat, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ek in die wêreld leef, wanneer ons funksioneer, dan bepaal my sielsdimensie, my denke, na watter kant toe gaan ek die inligting wat ek ontvang het, laat uitkristalliseer. Gaan ek dit geeskant toe vat, of gaan ek dit vleeskant toe vat? Nou kom ek gee julle 'n goeie voorbeeld. Ek ry Dinsdagoggend, dan Dinsdagmiddag gaan ek huis toe en ek is laat vir Candice, ek moet daar oplaai en ek ry daar in Rachel de Beerstraat af en hier's 'n afleweringsvoertuig voor my en hy's toe, hy het vensters geroep toe en ek kan nie die karre voor hom sien nie. In die volgende oomblik toe ek weer sien, gaan hierdie ou net bietjie regs en hy gaan aan en sonder om remligte te trap of niks nie en toe ek sien, toe sê ek hier op 'n gat, daai gat is seker so en hy is seker so diep. Here, ek het net 2 weke terug nuwe bande op hierdie kar gesit en ek slaan my gat. En ek buig daai ring. Maar ek is met nou Lennard wat die kinderkerk hanteer op die foon en hy is besig om met te praat en toe ek hy gat slaan, toe praat ek nie meer met hom verder nie, toe praat ek met myself en ek weet nie, hoor jy, het ek nou lelik gepraat of wat nie, en ek hou met die foon nie in my hand en ek, want my kar se radio stik en so ek kan nie op my kar se foon praat nie en ek dink dis hoekom ek hierdie gat gery het en jou aandag is mos 'n bietjie afgetrek, so nie teen die wet gewees.
En ek hoor net, begin die band afblaas. En ek ry en ek besluit, hoorie, ek kan nie hier stop nie, want die karre agter my en ek gaan aan en ek ry so 100 meter en ek sien hier staan 'n splinternuwe Volkswagen Polo, sy hele voorwiel staan so, hy selfe gat geslaan. Hy kon nie eens verder nie. Maar ek kan nie die kind langs die pad los nie, want sy is by 'n ekstra wiskundeklas en as hulle daar uitkom, staan hulle in die pad en wag, dan moet die ouers daar wees en ek moet nog van soontoe af hier na Wonderboom toe ry en ek sê, Here, hou die hand oor die kar dat ek net hierdie kind kan oplaai. En ek ry. En elke keer as die gebuigde rim onderkom, maak so tsch, tsch, tsch. Doch Here, solank as jy nog tsch, tsch, is dan nog lig. En ek ry en ek bid, ek sê, Here, hou net hierdie lig binne tot ek by die kind kan kom. Dan kan ek maar daarna besluit dat ek kan net hom oplaai dat ek kan weet hierdie dogter toe nou hier was. En toe by Brand Pretoria is indraai te hoor, nee, okay, nou is die tsch, 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 oor en is my wiel is pap. Nou het ek 'n keuse. Gaan ek hierdie wiel omruil of gaan ek 300 meter verder ry? Daar's 'n garage. Sê ek, ag Here, die bande is nie. Ek kan nie die band omruil, ek het nie tyd nie. My kind is al klaar uit. Ek gaan nou maar die band ry. Want ek moet nog hy wiel kom. Nou bid ek, sê Here, bewaar hierdie wiel. Ek het nie nou nog 1200 rand om 'n band te koop nie. Kom by die garage. Okay, kom sy blaas hom op, hy sê, joe, waar het jy gery? Ek sê, nee, jy weet ons. Blaas hom, hy sê, kom ons haal gou die wiel af, en slaan ek op jou reg, hy sê, dis maar 'n gewone jochie, ek sê, daar's nie 'n manier, jy soek net 50 rand of 100 rand. Ek sê, pomp hom net op, ek moet iemand gaan oplaai, en hy pomp die ding op, en terwyl die duik bo is, sê hy, okay, maar oor as ek ry, dan tsch, en ek jaag, en ek laai vir Candice op, en ek draai, en ek sê, hoorie, ek gaan jou huis toe van daar, hy spring nie uit terwyl ons nog ry. Want ek moet hierdie ding, moet die indeer kry, die ding kan regmaak. So wat is die werk, nou sit ek in daai oomblik, nou moet jy weet wat kom in jou gees op. Onmiddellik is jy gefrustreerd met die politiek in hierdie land, jy is gefrustreerd met die dienslewering in hierdie land, want wie betaal die skade? Nie die stupid stadsraad nie, nie ou Quentin Meyer nie, jy gaan dit betaal. Dit kos jou. Nou het ek 'n keuse. Watter kant toe gaan ek hierdie inligting skuif? Vleeskant toe of geeskant toe? Ek dink was dit nie vir Candice wat aan die ander kant gewag het nie, het hierdie brein om vleeskant toe geskuif, want dan het ek Portugees gepraat. Okay. Maar omdat sy daar gewag het ek dadelik besef, ek is afhanklik van die Here, om by haar uit te kom. En moes ek die Here, ek weet tot nou nog toe, hoe die band van daar gehou het, weet jy toe by die garage aankom, toe sy weer pap, 300 meter verder. Maar ek ry van te lewe af, tot hier, maar hy selfe band. Hulle pomp om hier en toe ek haar oplaai, toe ek by die huis kom, toe sy wiel alweer halfpad pap. Maar die Here bewaar my, omdat ek hom gevra. Julle sit nie kwaai nie. Hy het nie meer gebuig of minder gebuig nie, die band het nie meer geskuif of iets gedoen nie, dis dieselfde band, dieselfde stuk in 'n rim. Ek het hom ewe hard gepomp, ek het hom eintlik harder gepomp toe ek hom hier gepomp het, maar hy's pap, soos in 'n paar oomblikke. God het my bewaar, hoekom? Want ek het besluit, na watter kant toe gaan ek hierdie saak laat val, vleeskant toe of geeskant toe. So die Here sê, jy gaan vir die werke wat jy doen, gaan jy voor God staan, jou goeie werke, sowel as jou verkeerde werke. Okay? Daar is dan geen maar jy gaan nie daar staan om veroordeel te word en verdoem te word nie. God gaan jou wys wat hy vir jou lewe beplan het. Maar dan sê die woord van die Here vir my en vir jou, hy is daar waar jy dan jou beloning, dit gaan jou beloning aanpas. Met ander woorde, ons almal doen ons verkeerde dinge. Dit affekteer jou beloning. Nou wie van julle wil die beste beloning kry as jy bo kom? Julle verseker ek. Ek weet ek gaan nie kan nie, hoekom nie, want ek is vreeslik en God is geestelik. Maar ek moet probeer om dit te doen. Die volgende groepering van mense, wie word geoordeel as die ongelowiges, wat voor die groot wit troon van God geoordeel sal word. In Openbaring 20 vers 11 tot 15 staan,
En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde, jy sien dit daar? En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel. Nou moet julle mooi verstaan, dit hang af waar jy die wederkoms plaas. Want van hierdie wederkomssieninge sê hierdie is een gebeurtenis met die wederkoms. So met ander woorde, almal gaan voor die troon van God. Die wit troon oordeel sê hulle is dieselfde oordeel as hierdie. Nou julle, daar's twee verskillende woorde wat hier gebruik word, wat lyk asof dit twee verskillende geleenthede is. Want Paulus sê, die gelowige sal voor die Here staan. Nou onthou julle die verlede keer se lesing, wanneer gaan die verheerliking plaasvind, soos ek dit sien, en ek mag verkeerd wees, maar soos ek dit sien, voor die millennium koninkryk, voor die 1000-jarige vrederyk, by die wederkoms van Christus, het sy nou aan die voor of die middel en die einde van die verdrukking. Dit is nie vir my relevant nie. Wat relevant is, daar's 1000 jaar van vrede wat kom, en ek en jy gaan verheerlik word voor daai 1000 jaar, om saam met Christus te regeer. Maar dan sê in die boek van die Openbaring, maar die wat in ongeregtigheid gesterwe het, sal nie herlewe nie, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Dan sal hulle opstaan uit die dode. Dit is die tweede opstanding. So kan jy sien, daar's net twee opstandings. Daar's die opstanding van die lewe, en daar's 'n opstanding van die dode. En die opstanding van die lewe, sê ek, en dis hoe ek het sien, en baie ander ouens wat groot teoloë is, sê die opstanding van die lewe is hulle wat in Christus gesterwe het, wat verheerlik sal word by die regterstoel van Christus, en daar hulle beloning sal ontvang om saam met Christus te regeer vir daai 1000 jaar. Maar aan die einde van daai 1000 jaar, want onthou die duiwel is gebind en as vrede op die aarde, maar aan die einde van daai 1000 jaar word die duiwel weer ontbind vir 'n kort rukkie en hy verlei weer die mense, en dan kom die Here Jesus in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en alles sal verbygaan. Hy klee die duiwel uit, hy gooi hom in die poel van die vuur, en dan wek hy hierdie mense op by daardie gebeurtenis. Okay? Aan die einde van die millennia. Maar daar is van die wederkomssieninge wat sê hierdie, jy moet dit net in gedagte hou, is een gebeurtenis. Hoekom sê hulle dit? Want hoor wat staan hierso. En ek het 'n wit troon gesien en hom wat sit op die troon, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe. Kan jy sien, daar is die boek van die lewe. So kan jy sien, dis kom hulle sê, dis dieselfde ding, die boek van die lewe. Maar die boek van die lewe kan geopen word, en as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, val jy aan hierdie kategorie. Okay? Dis hoekom ek sê julle, die eskatologie is eskatologies. Jy gaan nooit 100% weet hoe hierdie goed gaan gebeur nie, totdat dit gebeur. So moenie oor dit staan en val nie, moenie argumente daaroor uitlok en argumente betrokke raak daarin. En die dode is geoordeel na wat in die boek geskrywe is. So elkeen se lewensverhaal is in die boek geskrywe, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood het die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Kan jy sien, stem eintlik ooreen met die regterstoel. En die dood en die doderyk is in die poel van die vuur gewerp. Wie word in die poel van die vuur gewerp? Die dood en die doderyk. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van die vuur gewerp. So, wanneer val die persoon in die hel? Wanneer hy nie gekies het om God te dien nie. En wanneer kom jou naam opgeskryf in die boek van die lewe? Die oomblik wanneer ek en jy bekeer. Wanneer ons kies. Want jy het 'n vrye wil. Het Adam se sondeval gekom deur 'n keuse, ja of nee? Hy het gekies. Okay.
Ons moet reeds in die vorige lesing, ons het reeds gesien in die vorige lesing oor Pilaar 5, dat daar 2 opstandings gaan wees. Die eerste opstanding sal plaasvind voor die aanvang van Jesus se 1000 jaar vrederyk by sy wederkoms, terwyl Openbaring 20:5 verklaar dat die ander dode nie sal herlewe totdat die 1000 jaar voleindig is nie. In vers 6 spreek God diegene salig wat deel het aan die eerste opstanding. Om die tweede dood, die helse verdoemenis oor hulle, hy sê, omdat die tweede dood, die helse verdoemenis oor hulle geen mag sal hê nie. By die eerste opstanding het al die gelowiges 'n verheerlikte liggaam ontvang en is reeds saam met Christus gekroon in heerlikheid. Dit is nou as die nie een geleentheid is nie. Met ander woorde, as die wederkoms voor die millennia is, dan gaan God aan die einde van die millennia hierdie ouens oordeel. So jy moet daar net daar onderskeid hê. Terwyl die ongelowige mense wat God en Christus verwerp het bestem is tot die ewige oordeel en geoordeel sal word volgens hulle werke aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. Elke persoon wie se naam nie in die boek van die lewe opgeskryf staan nie, sal van God vir ewig verwyder wees. Wat is die aard van hierdie oordeel? Nommer 1. Die oordeel is altyd regverdig, want God is regverdig. God oordeel volkome regverdig. Daar is Romeine 2 vers 5 tot 11. Die volgende een is, die oordeel is ek het nou 'n verkeerde woord hier in die weerspel voor dat ek self nie dit geskryf het nie. Die oordeel is regverdig, die oordeel is finaal. Daar is geen appel of 'n tweede kans nie. So met ander woorde, wanneer jy voor die regterstoel van Christus verskyn, kan jy dan sê, jammer, ek gaan regmaak nie. Dis finaal. Okay? Dis finaal vir elke mens wat daar gekom het, jy kan dit nie herroep nie. Dit is 'n ewige oordeel. Die volgehoue, die gevolge hou met ander woorde, die uiteinde, die gevolge van jou lewensbestaansjare op aarde, jou streepie tussen jou begin en jou einde, sal vir ewig aanhou. Jy sal of in die ewige lewe saam met Christus wees, of jy sal in die ewige lewe gestraal wees, weg van God af. Nou kan jy dadelik vir my sê, maar waar kom ons aan dit? Wie van julle het al ooit die verhaal gelees van die ryk man en Lazarus? Wat gebeur met hulle? Die ryk man het alles gehad wat hy wou gehad het. En by sy poort het Lazarus gesit, die arme man. En Lazarus, die Bybel sê, het letterlik van die krummels van die tafel van die ryk man geëet. Maar hy was verag en verwerp. Dan sê die Bybel, en toe sterf Lazarus. En weet jy wat is so kwaai? Daai man wat niks gehad het, daai man wat 'n niemand was, in daai verhaal het 'n naam, het identiteit. Sy naam is Lazarus. En wat gebeur toe hy sterwe? Die Bybel sê, en toe het die engele van God gekom en hom kom haal. Dan sê hy net daarna, en toe sterf die ryk man. En wie was hier die ryk man? Het nie naam. Vir alles wat dit werd is, kan het enige ryk ook goed. Hy het nie, kan jy sien, hy is eintlik 'n niemand. Die ou wat niks gehad het nie, en God gedien en God lief gehad het, hy het identiteit. God stuur sy engele. Maar toe die ryk man sonder identiteit, hy het die kwaaiste paspoort gehad, hy het die kwaaiste bankrekening gehad, hy het die kwaaiste invloed in die stad gehad, maar toe hy sterwe, wie kom haal hom? Die Bybel sê toe begrawe hom. Sy pelle. Nou wat kies ek en jy? O, Lazarus het nie eens pelle gehad. Die engele kom haal hom. Maar die ryk man word begrawe in sy rykdom, in sy eer. Wat is sy naam? In die hemel.
Nou kry hulle in die hemel, wat gebeur daar? Ons gaan sê met verloofs. Hy is die kant van die sloot, van die sloot, die kloof, en hy is hierdie kant van die kloof. En hy kyk en hy sien, nou Jesus vertel die gelykenis. Nou dis nie fiksie nie, ek dink dis hoe dit werk in die paradyswêreld. Nou kyk hy en hy sien, hier sit hierdie arme man wat my krummels op my tafels geëet het, en hy sit in die boesem van Abraham. Dit gaan goed met hom. Hy het 'n lekker plek. Hy is uitgesort. En hy lyk op in die eerste soos hy lyk, maar hy kan hom nog herken. Hy sien daarom dis Lazarus daai. En nou roep hy, Vader Abraham, hier oor die dish, oor die kloof. Kyk sy die mounding spirit. Gaan sê vir daai mannetjie wat daar by jou sit. Hy moet na my broers toe gaan. En vir hulle gaan sê, hulle moet net nie in die plek kom waar ek is nie. Want die vuur verteer nie, die wurm nie op nie. Dan wat antwoord Abraham? Al sou daar 'n engel uit die hemel aan hulle verskyn, sou hulle nog nie glo nie, want hulle het Moses se boeke by hulle. So wat sê hy? As jy nie hierdie boek glo nie, maak dit nie saak wat gebeur nie. Jy gaan sukkel om te glo. Want sê, stuur hom in dat hy net 'n druppel water gaan haal met my tong drup. Want ek ly en word gereinig. So kan jy sien, daar's twee kante hier. Die Lazarus identiteitslose is aan die verkeerde kant na die dood. Terwyl Lazarus die niks aan die regte kant van die na sy dood beland, waar Abraham was en die ander gelowiges is. So eintlik moet ek en jy bietjie ophou, ons moet oppas hoe ons kyk na hierdie mense, jongens. Want God kyk nie na hulle soos ek en jy na hulle kyk. Wil ek 1 jaar ry hier by die garage onder verby, was nog 'n garage shop gewees, ek het reg kan onthou. Ja, daar was ook 'n garage gewees. Hier so reg goed sentrum was. Ek kan nie onthou wat was daar nie, was nie nog maar iets. Toe ek daar verbygaan, toe kom daar 'n man uit die stormwaterpyp uitgekruip. Verslete swart man. En hy loop oor die pad, terwyl ek daar staan, loop hy oor die pad. En die Here sê vir my, laai hom op. Vat hom kerk en geef hom iets om te eet. Ek sê, ag Here, jy weet hoe lyk hierdie ou. Ek het daai tyd 'n splinter in die kar en ek leer sit en ek dink, Here. Ek vra my dan my ding wat my moeilik is om nou te doen, maar ek trek van die pad af en ek roep hier, kom hier so. Maak die venster oop en hy steek sy kop so in die venster en ek ry net piepie. Ek sê, wat is jou naam? En hy sê vir my sy naam. Ek sê, van waar kom jy vandaan? Hy sê, ek bly hier. Langs die wonderboom. Maar terwyl hy met my praat, kwyl sy mond. Dit drup soos 'n hond wat kos geryk het. Soos die demoniese werking in hy liggaam is. En ek sê, van klim in. En sê, waar gaan ons? Ek sê, gaan vir jou kos gee en klere gee. En klim in. Ek maak al die vensters oop en ek sê die aircon vol blaas, dat ek kan sy waai. Ek stop by die kerk op die ingangsportaal. En ek klim uit en hier klim die ou langs my uit en Evelien staan in die ingang. Sy staan nog voor by die ingang, by die ingang, voor by die toilethoek is. En sy sê, Maruti, en nou? Ek sê, Evelien, gaan soek klere en gee vir hierdie man. Gaan haal jy 'n skinkbord en jy gee vir hom 'n ordentlike koppie koffie en jy maak vir hom iets om te eet. En jy dek dit vir hom op 'n bord en jy bedien hom vandag soos wat jy my sal bedien. Nou, Evelien dek alles soos sy kan, die beste na vermoë, sy sit dit vir hom voor en hy eet.
En ek sê, Here, wat nou? Hy sê, gaan laai hom af. Ek het gedoen wat ek jou gevra het. Hoekom het ek hom opgelaai? I don't know. Ek weet nie. Maar God het daai dag vir my gesê, laai hom op. Maar toe ek hom oplaai daar, toe gaan ek daar na die garage joggies toe en ek sê vir hulle, hoor hierso. Ek is Molutinel, sien julle my? Sien julle hierdie ou? Ek laai hom nou op. En as ek hom nou hier aflaai, gaan ek julle weer sê, sien julle daar sê ek het hom afgelaai. As hy dood gaan, dan nie sê ek het hom doodgemaak nie. Hulle lag. Hulle sê niemand gaan eens worry nie. Ek sê dis die probleem. Maar kan sien dit raak dat petrol, een van daai petroljoggies so. Hy sê my, hoe kan jy hierdie man vat? Waar gaan jy met hom? Jy wat gee nie? So was dit nie dalk vir hulle nie. Waarvoor was dit? Ek weet nie. Eendag sal ek weet. Want ek gaan daar in die hemel kom en dan, wanneer my naam afgelees word, gaan daai dag in daai boek staan, Henry, daai stinkpiepie oukie, het jy opgelaai, toe ek vir jou gesê het. En dan gaan God vir jou wys dat as die effect afgaan. So sy oordeel het 'n ewige effect. Wat is die doel van die leer? Wat is die doel? Die skrywer van die Hebreërs noem dit, dis die fondasieleer, omdat dit herinner gelowiges aan verantwoordbaarheid voor God. Dit help ons om ernstig te leef en nie ligsinnig oor sonde, nie ligsinnig nie, en om sonde en genade van mekaar te skei. Dit beklemtoon die heiligheid en die geregtigheid van God en nie net sy liefde nie. Wat is die samevatting van hierdie 6 fundamente? Bekering uit dooie werke. Geloof in God. Die leer van die doop, die reiniging van jou menswees. Die handoplegging, die salwing van die Heilige Gees wat op jou rus. Die opstanding van die dode en die ewige oordeel. Soos ek en jy vandag besef, dan sê hy so, hierdie 6 boustene in ons basiese geloof vorm die raamwerk van alles wat ek en jy moet doen. En dit sal lei tot my en jou ewige bestemming. Dit is egter belangrik om te onderskei tussen 2 betekenisse van die woord oordeel, soos gebruik word, omdat dit verskil in tyd, in plek en in doel. Die regterstoel van Christus, die woord wat daar gebruik word, is is letterlik die bema oordeel, 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in die liggaam gedoen het, goed of kwaad. Okay. Nou kan julle sien, as julle nou net daai skrifgie vat, goed of kwaad, dit soek om daar op die wederkoms verskille is. Is dit nou almal wat in Christus is, beskou hy as goed, en die wat kwaad gedoen het, wat weg van Christus is, en daai geleentheid gaan hy almal uitsorteer in die boek van die lewe. Ons weet nie. En eintlik maak dit nie saak nie. Al wat ek en jy moet weet is, daar was 10 maagde. En al 10 was maagdelik rein. Al 10 het lampe gehad. Al 10 se lampe het gebrand. Al 10 het gewag op die koms van die bruidegom. Al 10 het aan die slaap geraak. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Maar net 5 het olie, genoeg olie in hulle lamp om aan te gaan. So wat is die kruks van daai wederkomsboodskap? Want jy sien dit net in Lukas. Dit gaan nie oor die tydsbestek nie. Maar dit gaan oor ek en jy moet altyd reg wees. Ek moet genoeg olie in my lamp hê. Ek moet altyd die Heilige Gees in my hê, naby my hê. Ek moet nie die Gees van God verloor nie. Want die oomblik wanneer ek uit want daar skryf wat sê in Romeine, ek dink sy 8 hoofstuk, hy sê dieselfde Gees van God wat Christus uit die dode uit opgewek het, sal my en jou opwek in daardie laaste uur. Dit is 'n kwaai skrif. Ek het een konferensie daaroor gepreek. As jy nie die Gees van God het nie, kan jy nie in die dood uit opstaan nie. Jy kan nie herleef tot in die ewige lewe saam met Christus nie. Jy gaan daai eerste opstanding mis, waar die regverdiges sal opstaan.
So, die woord bema beteken voor Christus. Wie word geoordeel? Slegs die wedergebore gelowiges. Dis so lyk as ons sou sê goed en kwaad geld vir ons. As ons sê goed is vir ons en kwaad is vir die onregverdiges, dan sit 'n prentjie van 'n ander saak. Slegs die wedergebore gelowiges, die wat reeds gered is deur geloof in Christus. Dit is nie 'n oordeel oor redding nie. Want jy het reeds redding in Christus Jesus ontvang, Johannes 5 vers 24. En almal wat geglo het aan hulle, het hy mag gegee om kind van God te word. Die klapkindskap gekry. So, wie word geoordeel? Voor Christus se regterstoel? Volgens ons, die gelowiges. Wanneer gebeur dit? Waarskynlik na die verheerliking van die gemeente, na die verheerliking van die gelowiges by Jesus se wederkoms, wanneer ons sou opstaan uit die dode. Wat is die doel van die oordeel? Nie om veroordeel te word nie, maar om beloon te word vir jou getroue diens. Julle dink jy nou God sal my en jou laat werk? En hy gaan jou nie daarvoor beloon nie. Hy gaan jou beloon. En dit is hoekom hy praat van die krone op jou kop. En dit is nie letterlik verskillende krone op jou kop nie. Dit is maar soos in die weermag verskillende rangtekens wat waarskynlik op jou kroon sal wees. Sal jy ontvang. En daar gaan 'n gesagsstruktuur daar wees, ek het reg wees. Ons kan ons nie dieselfde beloning ontvang as wat Paulus ontvang het. En Petrus en daai apostels in die werk wat hulle verrig het. As ons nie vergelyk nie. So, iewerster in die proses gaan ek en jy beloon word vir wat ons gedoen het in hierdie lewe vir God se koninkryk. Nou as ek daaraan dink, moet ek my nie maar eerder beywer om soveel as moontlik vir die Here te doen, nie om daardeur gered te word nie, maar om daardeur beloon te word. Sodat ek eendag kan terugkyk en sê, Here, maar dankie. En die Here net kan kyk en sê, goeie, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig het ek jou aangestel, oor vele sal jy aangestel word. So ek het jou min gegee, ek het jou 5 talente gegee en jy het dit 10 gemaak. Ek het jou, wat is die ander een? 2 talente gegee en ek het dit 4 gemaak. Maar wat doen die ou perd met die 1 talent? Hy begrawe dit. Want hy is bang vir die meester. Hy is eintlik 'n bietjie lui. En toe die Here hom vra, maar hoekom het jy dit begrawe? Toe sê hy, want ek ken u dat u 'n Heer is, 'n meester is wat maai waar u nie gesaai het nie. Nou sê hy, as jy dit dan geweet het, hoekom het jy nie net daai talent gevat en by die geldwisselaars gegee en jy dan rente daarop verdien? Toe gaan steek jy dit weg. Want jy was bang jy verloor het. Hoeveel Christene staan in die kerkwêreld vandag? Julle, wat is, verstaan jy, hoeveel, my talent, wat maak ek daarmee? Ek het iewers daar my ou laaitjie gesit en die laai toegedruk vir my spieelkas, daar saam met my juwele en daar lê dit. Of gebruik ek dit? Ek moet altyd gereed wees, oral gereed wees, sodat God éventueel vir my kan gebruik. OK. Waaroor word beloon? Getrouheid en bediening, motiewe van die hart, gebruik van gawes. Ek het alle skrifte nie, maar ek het dit nou nie uitgetik nie en ek het die tyd nou nie. Getrouheid en lyding. Met ander woorde, jy sal vir daai 4 goed gaan jy beloon word. Moontlike belonings, kraanse of kronings, met ander woorde jy gaan gekroon word, daar's 'n klomp skrifte daar. Gesag in Christus se koninkryk, eer en lof van Christus self. Die groot wit troon oor Openbaring 20. Toe sien ek 'n groot wit troon. En die dooies is geoordeel volgens hulle werke. En as iemand se naam nie gevind is in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die poel van die vuur. So wie word hier geoordeel? Die ongelowiges van alle tye, die wat Christus verwerp het. Hulle staan voor God sonder 'n middelaar of genade. Want onthou, as jy nie die middelaar tussen jou en God het nie, het jy 'n probleem. Wanneer gebeur dit? Na die 1000-jarige vrederyk of die millennium en voor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Wat is die doel van hierdie oordeel? Om regverdige straf vir elke persoon se werk vas te stel volgens hulle dade en kennis. Wat is die uitslag?
almal wie se name in die boek van die lewe staan, word veroordeel tot die poel van die vuur, wie se name nie in die boek van die lewe staan, sal veroordeel word tot die poel van die vuur. En die graad van straf gaan verskil volgens die werke, en dit gaan bepaal binne 'n nuwe bestemming. So kan jy sien, selfs daar is God regverdig. Hy gaan nie die wat in absolute verval geleef het, dieselfde oordeel gee, die straf gee. Julle, ons sien dit ons met ons kinders ook. Straf jy jou kind wat nou maar net so 'n bietjie parmantig met jou was, dieselfde as 'n kind wat jou gevloek het. Nee. Die een kry 1 hou, die ander jou kry 5 hou. Okay. Die straf jou kind moet dien ooreenkomstig. So hier sien jy dat God bly regverdige God. En hy gaan elke een beloon volgens sy werke, maar hy gaan ook elke onregverdige gaan hy éventueel straf volgens hulle werke. Maar die destiny verskil. Of by God in sy teenwoordigheid, of weg van God af, in die ewige poel van vuur, waar die pyn nooit sal ophou. So kan julle sien, is dit nie maar die moeite werd om te leef vir die ewige regterstoel van Christus, om ewig beloon te word vir dit wat jy wil doen. Nou draai nou net so 'n bietjie jou geestelike oë na binne, en vra jy vir jouself, hoe lyk my werke waarvoor die Here my gaan beloon? Waarmee is ek besig om vir die Here te werk? En julle, ek sê vandag vir julle, en ek gaan dit nou sê, en ek wil dit nie eintlik sê nie, want dit is 'n radikale stelling om te maak. Maar wat gaan die beloning bepaal? Daar's 'n skrif wat sê, en al ons werke sal deur die vuur beproef word. En net die werke wat bly staan, wat nie deur die vuur verteer sal word nie, sal bly staan. Nou vra ek jou een vraag. Wat is die enigste element wat die krag van vuur gaan kan deurstaan? As julle nou hoor wat ek sê. Wat is die enigste element wat die toets van vuur gaan deurstaan? Die siel en gees van 'n mens. Die enigste, water is reg, al die goed is reg. Ek sê vir julle, maar water kan jy nie, wat van water? Hoeveel ouens het die water gevat het dalk? Die enigste element, die enigste, ek weet nie wat om te noem nie, wat ek dink, en nou sê ek weer dit is ek, dis Opinie 3 vers 6, vorig nou is 5 vers 5, hier is vers 6. Die enigste element, wat die proef van vuur, die verterende reiniging van vuur kan deurstaan, is 'n geredde siel. Is ek reg of is ek verkeerd? So as al ons werke deur vuur heen beproef word, en net die werke wat nie sal verteer nie sal bly staan, wat gaan daar staan? Daai siele wat ek in Christus vir hom beïnvloed het om hom aan te neem, al is dit net 'n beïnvloeding, al is dit net 'n uitreiking om die liefde van God aan hom voor te stel dat hy die Here kan hê. Okay, so jy hoef nie te betaal vir daai nie, daai is nou gratis, maar ek kan nie vir jou sê hoe dit is nie. Maar dis wat ek dink. Want wat gaan in die hemel wees? Waar gaan jy 60, wat is hierdie motorfietsie wees, nie met kos aflewer vir die armes dan nie, okay. Daar gaan nie 'n pakkie wees in jou hand wat jy die venster van jou kar gaan gee of 'n paar skoene of klere nie. Daai goed kan verbrand, dit gaan verteer word. Maar dis jou liefdesuitreiking deur die goed wat jy na iemand toe uitreik om te sê, Jesus het jou lief. Want dit kan sy lewe verander. Dit kan sy hele lewe verander. So, doen goeie dinge terwyl jy nog kan. En soek geleentheid om goeie dinge te doen. En moenie altyd alles voor beloon wil word op hierdie aarde nie.
Ek gaan sluit daarmee af. Ou pastoor Stoffel weet hulle het ook baie swaar gekry in die jare toe hulle bediening toe gekom het. Hy was 'n skatryk man, hy het al sy plase verkoop, al sy vee, alles om voltyds bediening toe te gaan. Maar die Here het hom kragtadig gebruik. Hy het vir dooies gebring en word hulle lewendig. Hy loop in die hele Mpumalanga en dan lê die ouens op die plase versprei met malaria. Dan loop hy met die voet van een plaas na 'n ander en elkeen vir wie hy bid genees die Here in een oomblik. Hy bid op die hoek van sy plaas terwyl die hele trek springkaan aankom en daai hele plaas verwoes en die nuus versprei. Gaan staan hy teen daai grensling en hy steek sy hande op en hy bid. En die volgende oomblik hy springkaan hier teen sy plaas kom, toe kom maar 'n wind op en hulle dryf hy springkaan weg verby sy plaas, die laaste plaas langs aan hier. Hy gaan van hier af ry hy om 'n vrou in Bloemfontein te gaan doop wat op een van sy traktaatjies reageer en hy sê ek gaan haar doop en die man is up in arms en hy sê ek doop hierdie vrou en sy wil gedoop word. Hy sê, kan jy sien, is geen water op die plaas. Hy sê, al draai ek uit windpomp met my eie hande, ek doop hierdie vrou. En toe hy dit sê, toe besef hy wat het hy gesê, en hy bid daai aan die hele nag deur. En die Here gee daai volgende dag storm in daai droogte, en dit reën die krib vol, dat hy daai vrou in die krib kon doop. Julle is dit nie God nie. Amen. Stap in by 'n vrou wat dood is. Die kinders nie, die kindertjies huil, klein kindertjies, 5 klein kindertjies wat by daai bed staan en almal huil. Hulle haal hom en hy kom in die dorp uit tot by die plaas en hy stuur al die kinders uit en hy stuur daai man, ek dink net die man wat agterbly, hy sê gaan uit almal, hy stuur hulle almal uit. Hy lê sy hand op daai vrou en hy bid en die Here bring daai vrou terug en daai vrou wakker word, sy sê hoekom het jy my teruggebid? Daar waar ek was sou ek wees. Bid vir 'n vrou wat kanker in die neus het. Haar neus is weggevreet met die kanker. Hy hou sy sak op haar gesig en volgende oomblik lê hy kanker binne in hy sak toe hy vrou is genees. Hoekom? Want hy sê lewe, het alles gegee om God te dien. Alles. Toe hy alles verkoop, toe pleit sy vrou by hom net met hierdie een woord. Jy kan alles verkoop, is reg, maar moet asseblief nie ons klapperaar matras verkoop nie. Want ek sien nie kans om op die grond te slaap nie. En hy sê vir die Here, Here, as U wil hê ek moet bediening toe gaan, gee my een koper wat die plaas en alles wat op die plaas is. En hy sit daai plaas in die mark. En 'n meneer Bloem, vir Blom, kom uit Middelburg uit. Hy stap en hy sê vir hom, ek soek die eienaar van die plaas, en hy sê, dis ek. Hy sê, hoeveel soek jy vir hierdie plaas? Hy sê, dit is my prys. Hy sê, maar ek wil nie die plaas alleen hê nie. Ek soek al die beeste, al die skape. Alles wat hier is op die plaas, los jy nie, ek soek alles, wat is jou prys? En gee hom 'n prys. En hy verkoop alles in een oomblik. En weet jy hoe kom hy tot daai geloof? Dis al die jare in die gereformeerde kerk. Sy eie hoofouderdom konfronteer hom. En sê vir hom, hoorie so Stoffel, het jy geweet die Bybel sê as iemand nie weergebore is nie, kan in die koninkryk van God nie ingaan nie, met water en met gees. En hy vat daai skrif en hy gaan ondersoek dit. En toe kom hy agter hy moet gedoop word. En hy laat hom doop. En die hele lot, weet jy wat doen hy? Hy plaas 'n artikel in die koerant. Ons nooi u uit dat die grootste begrafnis op die Beetgese plaas. En almal lees hierdie koerant, daai jare was dit ons nou, die koerant was ons nou die inding. En almal lees hierdie buitekantste opskrif en almal wonder, maar wie van die klomp Beetges is dood? Ons weet dan nie van iemand wat dood is nie. Hulle het eens gaan simpatiseer. En in die skierigheid kom daai hele plaasgemeenskap en toe hulle daar sê, julle is nou almal hier, nou gaan ons julle wys. Hoe begrawe ons hierdie klomp Beetges in die naam van die Here tot 'n nuwe skepsel en hy doop hulle almal tot 'n nuwe lewe. Hulle was radikaal ouens, maar sy lewe gegee vir God. Dis hoe God so gewerk het. Is ons nie maar net so 'n bietjie terughoudend nie.
Ons wil te veel bereik en te veel hê en te veel niksheid. Presies. En wat het ek en jy om te verloor? Niks. Ja. Want ons vat Niks. saam nie. So 6 pilare eindig met jou beloning. Dis hoekom hy sê, jy moet dit ken. Jy leef nie verniet nie. Eendag gaan jy saam met hom regeer. En ek sien uit daarna. Ok, julle. Jammer julle het nie 'n boeke nie, maar nou ja, julle het ons nou verstaan. En dis genoeg. So ek bid dat die Here julle genade gaan gee. Kom ons, ek gaan net afsluit en nou wil ek net gou met julle gou praat oor volgende week. Dat ons net gou 'n paar logistiese regkry en dan net so 'n bietjie vinnig oor volgende jaar dat ek net hier 'n bietjie aan dink. Ons gaan nie nou daarop uitwy om dit beskryf in die diepte nie, maar ek sê julle sê ook nou hoekom. Kom ons sluit net eers af. Vader, baie dankie dat ons vir hierdie jaar aan die einde van hierdie lesings kan kom en Here, ons kom so mooi aan die einde van die jaar, Here, by die laaste 6ste pilaar. En ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons verstaan en weet dat ons eendag deur U beloon sal word vir die werke wat ons hier op aarde doen ter wille van U koninkryk. Want U woord sê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, dan sal al die ander dinge vir jou gegee word. En Here, ek dank U dat U ons reeds seën terwyl ons op hierdie aarde leef, maar dat ons eendag Hemelse Vader beloon sal word om vir ewig saam met U te wees. En ek dink Hemelse Vader, van alle dele van die beloning is dit die grootste van alles, dat om net by U te wees. Here, hoe baie keer het ek in my lewe gedink, as ek hom net kan sien, hoe gelukkig was daai mense nie wat saam met hom op die aarde kon leef nie. En tog ten spyte dat U daar was, het duisende mense Here U gekruisig, het hulle U verwerp, wou hulle U nie aanneem nie. Want die woord verklaar dat het geen aansien gehad dat iemand hom sou begeer nie. En ek wil vra Here dat U ons sal help om vas te hou aan U ewige heerlikheid. Dankie dat U ons kom red het. Dankie dat U ons gehelp het om 'n besluit te neem, Here, om U aan te neem. Want alles wat ons het is uit genade. Ek wil bid, hou ons vas, Here, in hierdie seisoen van vakansie wat voorlê. Ek wil vra dat U elke persoon by hulle huise sal bewaar, dat U hulle grenslyne sal bewaar, ook ons hier op hierdie stuk grond, Here, dat U die bose sal weghou. Ons wil bid, ons wil vra, Vader, dat U ons sal insluit van voor en agter, dat U U hand op elkeen van ons sal hê. In ons karre, op ons paaie, die wat bevoorreg is om weg te gaan, wil ek bid, seën hulle, gee vir hulle goeie rustyd, Here. Hulle wat dan ook so, Hemelse Vader, saam in die Kersseisoen gaan deurbeweeg, wil ek bid dat U daar met hulle sal wees en dat U net U plan en U doel in elkeen van hulle lewens sal vervul. Dankie vir hulle wat, Here, so getrou is, wat hulle so verbind het tot hierdie roeping om hierdie huis te herbou. Seën hulle elkeen is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ok, julle, ons gaan volgende week is na die 30ste, is die laaste dag van die maand, en ek het net so gevoel, kom ons hou net so 'n bietjie 'n sosiale ding, en ek het sommer gedink die maklikste ding gaan wees 'n braai, en nou ja, julle ouens wat nou 'n metgeselle het, of 'n vriendin, of 'n vriend, of hulle saam, dat hulle kom, en maak nie saak, wie wat jy al saam bring, onthou wat elke ou gaan maar sorg vir sy eie piknikmandjie, en ek dink bring 'n kampstoel saam, ons wat die stoele moet uitdra, en dis nog al 'n werk hoor. Ek het hulle 2 weke terug almal uitgedra om vir die bejaardes, die senior ouens hierso om hulle te bedien. So dit is nog wel 'n groot storie om al die stoeltjies buitekant te vat. So bring sommer net 'n stoel. As jy nou nie een het nie, haal ons jou van hierdie uit. Okay, so. Maar ek het gedink ons moet dalk maar kyk, ek het nog die diens in die oggend volgende week by die kerk, so ek kan nou nie daar wegloop of ek gaan preek, gaan die laaste preek vir die jaar preek daar. En dan gaan ek die 5de sluit ons kantoor daarna gaan ek met verlof. So, ek gaan nie weg met verlof nie, maar ek gaan net verlof hier op die tuinroete, grasnijroete, noem het wat jy wil. Dis 'n klomp werk wat ek hier moet doen, ontwikkelingswerk en 'n klomp goedjies. So, ek wil weet by julle, ons kan die dienste maar stop nie. Ek wil weet eintlik by julle of dit reg is, voel julle dis nodig, voel julle ons moet dit doen?